Goeienaand. Baie welkom by vanaand se erediens. Groot voorreg om hier so by mekaar te wees. En besonder welkom aan ons besoekers en maar net aan almal. Dit is so lekker om julle hier by mekaar te hê. Indien julle meer wil weet van die gemeente en julle besoekers hierso is, ons het na die erediens tee en koffie en dan sal daar vriendelike mense wees om vir julle ook te vertel. Ek dink Jan steek net jou hand op. Daar's ons Jan daar agter. Julle kan met hom ook gerus praat. Hy is meer as bereid om vir julle inligting oor die kerk te gee. Ons dink in besonder vanaand aan die familie van Karel van der Merwe. Ons het vanmiddag gehoor dat hy oorlede is. Hy was maar verswak, maar ons weet dat dit nog steeds moeilik is vir 'n familie om deur afsterwe van 'n geliefde te gaan, en ons dink in besonder aan sy vrou Elna van der Merwe, en ons bid vir die Here se troos en versterking in hierdie tyd, en dat ons sal vashou aan hom wat ons enigste troos in lewe en in sterwe is. So baie sterkte aan die van der Merwe gesin ook. Dan is daar geen verdere afkondigings nie. Dit is nog vakansietyd, so hopelik van volgende Sondag af gaan die blaadjie bietjie langer wees en meer inligting vir julle in hê. Terwyl ons so sit, kom ons word stil voor die Here, rig ons harte en gedagtes op hom in 'n oomblik van stil gebed. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God die Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Ons loof die Here saam, deur hom saam te sing uit lied 559 uit, daarvan gaan ons verse 1 en 2 sing. Die hele tema van vandag gaan oor eintlik Jesus se wederkoms en die oordeel wat daarvoor lê. Maar ook dat ons weet dat hy in beheer is en dat hy daar is vir ons. Karikus, is dit die regte een of is dit Psalm 9? Uh, 559? Wat sien is, kom ons maak dit geseker. Wat sien het julle? Ons sing wat julle het, dis reg. Die Here sou dit so wou gehad het dan. Was hy? Dit was toe die regte een. Kom ons bid saam tot eer van die Here.
Ons ewige God, aan U alleen kom al die lof en die eer en die heerlikheid toe. Dit is te danke aan U dat ons vanaand hier kan wees. Dit is te danke aan U wat in ons lewens inspreek en ons harte vat en dit verander om harte vol genade te wees, harte wat gelei word deur U, harte wat verander word. Ons dankie vir die groot voorreg om U kinders te wees. Ons dankie vir die groot voorreg om te weet dat U in beheer is van hierdie wêreld en dat niks ons van U liefde sal skei nie. Ons bid dat U so in ons sal werk dat ons vir ons uit die woord uit gaan lees, daarna ons sal luister, dat ons dit nie net sal hoor nie. Ons bid dat ons die woorde sal inneem en dat ons dit ook sal uitlewe. Dankie vir die troos wat U vir ons gee. Dankie dat ons weet dat maak nie saak wat met ons gebeur in hierdie lewe, ons alreeds lewe in die ewigheid. Ons weet daar is soveel moeilike dinge wat gebeur, soveel haat en hartseer en woede en oorlog en moeilike ekonomiese tye en swaar kry in hierdie wêreld. Help ons om te besef dat dit nie U wil is nie. Dat alhoewel U soewerein in beheer is, U weet dat alles opbou na vervulling in die wederkoms van U Seun Jesus Christus. Gebruik ons as instrumente in U hand om U woord uit te dra in ons gesinne, by ons werke, in ons samelewing, in ons land, in ons wêreld, waar ook al U ons plaas, bid ons dat U ons sal gebruik. Ons bid in besonder ook vir die Bybelplasingstoer wat nog aan die gang is, dat U hulle sal bystaan, so groot voorreg om te weet dat daar vanuit hierdie gemeente uit Bybels in Afrika uitgedeel word, en besonder ook in Angola, en ons bid dat U, waarmee hulle besig is, werklik sal seën ook. Dankie vir gewilligheid, dankie vir krag en energie wat U vir ons gee, sodat ons die woord ook kan uitdra. Daar is niks beter as om hierdie goeie boodskap van U te versprei na buite toe nie. Ons bid vir ons geliefdes wat deur swaar beproewings gaan, wat deur moeilike tye gaan, ons bid dat U hulle sal bystaan. Ons bid dat U met die van 'n Merwe gesin sal wees, wat slegte nuus ontvang het, en dat hulle ook deur U nabyheid getroos sal word. Ons bid vir ons gemeente en ons spesifieke uitdagings en ons beproewings in die omgewing waar U ons geplaas het, bid ons dat ons U goedheid en krag en genade sal uitlewe. Ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 9 uit, daarvan gaan ons verse 5, 6 en 7 doen. Vers 5 sê, maar bo wat wissel en vergaan, bly ewig God se rykstroon staan. Hy vel sy vonnis uit die wolke, regverdig oordeel hy die volke. Want dit is eintlik 'n blik op die toekoms wat ons het oor Jesus se wederkoms en die oordeel wat daar voor lê, en God wat dit regverdig uitoefen. So kom ons sing saam Psalm 9, verse 5, 6 en 7, en dan sien ons ook die troos daarin wat daar vir ons is as gelowiges in die Here.
lees vanaand saam uit Johannes 12, 37 tot 57. En dan gaan ons ook die Heidelbergse Katekismes Sondag 19 doen, daarvan vraag en antwoord 52. So ons begin met Johannes 12 vers 39 tot 50. 37. Die gevolg van Jesus se optrede. Alhoewel Jesus so baie wondertekens vir die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders, God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstom, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jesaja het dit gesê omdat hy die magtige teenwoordigheid van die Here gesien en oor hom gepraat het. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tog ook tot geloof in hom gekom. Maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie. Want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Toe het Jesus uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie in duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel, die woorde wat ek gespreek het. Sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het my opgedra, wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet, dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het. En dan lees ons saam die Heidelbergse Katekismes Sondag 19, vraag en antwoord 52. En dit gaan oor die verduideliking van die geloofsbelijdenis. Ons bely daar dat Jesus Christus sal terugkom. En dan is die vraag, hoe word ons getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Vreemde vraag, 'n bietjie van 'n teenstelling. Hoe word ons getroos deur Jesus wat gaan kom om te oordeel? Die antwoord is dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. So eenvoudiger gestel, dit mag sleg gaan, dit mag nie goed gaan met my nie, maar ek kan met afwagting, met 'n gespanne afwagting, eintlik 'n uitsienende afwagting, my regter uit die hemel verwag, Jesus Christus wat gaan kom, want hy het hom tevore in my plek voor God se regbank gestel. En dat ons ook kan weet dat sy vyande nie vir ewig net sal aanhou om sonde te doen en wreed te wees teenoor mense wat in hom glo nie, maar ook om 'n tyd wat mense gestraf gaan word tot in ewigheid en hy ons saam met hom tot in die ewige heerlikheid, in die ewige geluk en vrede gaan inneem. So geliefdes, ons hou nie daarvan om oor oordeel te praat nie. In ons samelewing word
oordeel, of soos ons eintlik gereeld sal sê om iemand te judge, moet dit nie so aan ander vertel nie. Dit is nie goed om so baie mense Engels te meng nie. Maar in ons samelewing word oordeel of te erg toegepas of glad nie. Aan die een kant sê mense ons mag glad nie oordeel nie. Los 'n persoon uit. Laat hy of sy hulle eie lewe leef, laat hulle doen wat hulle wil, laat hulle self uitlewe soos wat hulle wil. Wanneer ons net oor iemand anders wil praat, is ons oordelend. Aan die ander kant is dieselfde mense wat dit sê, en ons ook so gereeld, al te gretig om mense se uiterlike voorkoms te oordeel, of hulle ouderdom, of hulle geslag, of hulle ras, of hulle kultuur, of hulle dade. Ons is so vinnig om iets waarmee ons nie persoonlik saamstem nie uit te wys, en te sê, maar ek kan nie verstaan hoekom mense so optree nie. En die ironie van die saak is, daar is nie eintlik 'n tydperk in ons geskiedenis wat dit amper makliker is om te oordeel as vandag nie. Ons lewens is meer verbind as van tevore deur middel van tegnologie. Ons sien wat in mekaar se lewens aangaan. Ons staan op en ons sien dadelik wat iemand anders mee besig is en ons kan of daai persoon oordeel of ek wil myself oordeel want hoekom is my lewe nie so goed nie? Dit is so maklik om 'n opinie oor iemand anders se lewe te hê. Mens oordeel oor ander se lewenskeuses, jy kyk neer op die manier waarop hulle dinge doen. Selfs besighede moet gebuk gaan onder resensies. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy na 'n restaurant toe wil gaan? Jy gaan lees die resensies op Google. En dit sal my nie verbaas as al een van die dae 'n toepassing is of 'n app is waarop ons mekaar kan resensies vir gee of sterretjies uit 5 uit kan ontvang nie. Ons spandeer ook soveel tyd om te oordeel oor die uiterlike in plaas van die innerlike. Ons voorkoms is belangriker as ons optrede. Ons populariteit is belangriker as om goeie waardes te hê. Selfs in die kerk dink mense jy is op die regte pad as jy maar net kerk bywoon uit gewoonte, al is jou hart nie by die Here nie. En verkies jy eintlik om nou op 'n ander plek te wees. En dan kyk ons bietjie verder na mense wat eintlik professionele oordeelgewers is. Mense wat deur die land aangestel word om regters te wees. En hulle moet oordeel oor verskillende sake. Hulle moet oor misdaadsake of oor egskeidingssake of allerlei verskriklike dinge wat as gevolg van sonde gebeur, moet hulle oordeel kan uitspreek om iemand of te straf of vry te spreek. En ongelukkig is dit so dat selfs daardie regters ook net mense is. Hulle kan korrup wees. Hulle kan beïnvloed word deur mag of rykdom, of status of persoonlike koneksies of omkoopgeld. Regters kan bang wees vir mense en die regering, vir bendes en populêre opinies van mense. En selfs die beste opregste goeie regters is nie altyd daartoe in staat om die volle prentjie van 'n saak raak te sien nie. En gereeld voel dit in ons samelewing asof die reg glad nie geskied nie. In die wêreld, mense word vrygespreek as hulle iemand kan omkoop. Kriminele word vrygestel terwyl onskuldige mense daaronder moet ly of onskuldige mense gevonnis word. Dit mag voel asof daar geen gevolge is vir mense se dade nie. Misdaad en onreg vind plaas sonder dat daar enige oordeel oor hierdie misdadigers gevel word. As mens net die nuus oopmaak, word jy met die gebrokenheid van die wêreld gekonfronteer en gebombardeer. Dis wanneer ons kyk na hoe ons ander mense oordeel en oor hoe
regters gereeld kan optree en hoe daar eintlik 'n absolute gebrek is aan gesonde oordeel in ons samelewing. Vra ons, maar waar kry ons 'n regverdige regter? Waar kry ons iemand wat reg oordeel? Waar kry ons iemand wat die volle prentjie van ons mensdom raak sien? En ons harte raak sien? Iemand wat anders is as ons, iemand wat nie deur die sonde bevlek is nie. Het ons 'n vooruitsig dat dit beter sal gaan? Of gaan dinge maar net aanhou skeefloop? Gaan dinge maar net aanhou sleg wees? Ek kan nie eers my eie hart vertrou om altyd reg te oordeel nie. En selfs die beste van ons is maar nietig en sondig. Waar kry ons iemand wat sal seker maak dat reg geskied in hierdie wêreld? Waar kry ons iemand wat ken van reg en verkeerd? Waar kry ons iemand met die nodige autoriteit? Iemand wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar wat weet wat in mense se harte aangaan. Nou, ons weet daar's net een wat regverdig genoeg is. Daar's net een met die nodige autoriteit om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Daar's net een wat mense se harte ken. Net een wat nie volgens die uiterlike oordeel nie. Net een wat nie homself wil verryk nie. Net een op wie ons kan vertrou en dis Jesus Christus alleen. En daarom vind ons rustigheid daarin om te weet dat Jesus gaan kom en hy gaan oor die wêreld oordeel. Hy gaan oor die hele mensdom oordeel. Ons regter is op pad. Hy het so gesê en God is getrou aan sy beloftes. Daar kom 'n dag wat al die volke, al die mense wat nog ooit gelewe het, voor hom bymekaar gebring gaan word. En hy sal die mense skei soos wat wagters die skape en bokke van mekaar skei. In die destydse samelewing het skape en bokke maar baie dieselfde gelyk. En wagters moes en skape en bokke het gereeld saam gewy en die wagters moes net eintlik die skape en die bokke van mekaar skei om te kan onderskei. Almal het dieselfde gelyk, maar die herders het geweet watter spesies watter spesie. Daarom Jesus as ons herder, Jesus as ons regter, is die een wat kom om ons te oordeel. In Matteus 25 vers 31 sê hy, my koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Aan die wat hom nie geken het nie, die wat verkies het om na hulle self te luister of dooie gode te aanbid, sê hy, gaan weg van my af, vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, julle het my nie geken nie. Dis wat voorlê wanneer mense nie wil glo dat Jesus die regverdige regter is nie. Nie voor God se grootheid wil neerbuig en besef, hy is die een wat in beheer is, hy is die een wat kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, hy is die een wat ons lewens verander nie. En dit is so, ons hou nie daarvan om te dink aan die laaste oordeel van Jesus nie. Ons hou nie daarvan om te dink dat die wêreld op pad is na 'n laaste oordeel toe nie. Soveel flieks en dinge is daar buite wat gaan oor die eindtyd. Maar geen een beeld die absolute grootheid van die Here uit nie. Mense dink dit is deur natuurrampe of deur vloede of deur iets soos dit wat gaan gebeur, maar niemand neem in ag dat Jesus op pad terug is nie. En dat alles voor sy magtige teenwoordigheid so sal vergaan, dat dit herskep word nie. En dat hy in elke mens se lewe sal kan inkyk en sê, jy het my geken of jy het my nie geken nie. Die mensdom haat dit om te weet dat die toekoms nie in ons hande is nie. Ons probeer dink aan oplossings soos om Mars toe te gaan, as hierdie aarde nie meer wil bestaan nie. Ons probeer alles in ons vermoë om nie te herken dat die Here op pad terug is nie.
Daarom verkies ons om te ignoreer dat die Here op pad terug is. Want sonder 'n komende oordeel, sonder Jesus as 'n regter, is daar nie gevolge vir my verkeerde dade nie. Sonder die komende oordeel kan ek net doen wat ek wil. Nou, of ons nou daarvan hou of nie, dit gaan gebeur. En is iets om oor dankbaar te wees. Hoe hopeloos sou die lewe wees as ons nie geweet het Jesus kom terug as 'n regverdige regter nie. Dit sou beteken dat mense soos reeds genoem het, net kan doen wat hulle wil sonder enige gevolge vir hulle dade. En mense doen die verskriklikste dinge. Die verskriklikste misdade word gepleeg. Onskuldiges ly onder moord, diefstal, pyn, oorlog en ontwrigting. En dit mag voorkom asof daar geen gevolge is vir mense wat hierdie skade aanrig nie. Dis 'n oorlogsone daar buite. Maar ons troos is dat selfs hierdie mense eendag, indien hulle nie tot bekering kom nie, baie erger gestraf sal word as wat ons ooit sal kan. Dit is soveel beter om oordeel in die Here se hande te los. Dit help nie ek probeer iemand terugkry op dieselfde manier as wat hy of sy aan my skade gedoen het nie, want dit lei tot 'n eindelose geweldsiklus. Nee, Jesus het aarde toe gekom om hierdie sondesiklus te breek. En hy bring vir ons die troos dat hy werklik op die regte dag oor hierdie goddeloosheid sal oordeel. Jesaja 11 praat oor Jesus en dit sê dat hy die goddeloses in die land hard sal oordeel en hy sal regverdig en betroubaar wees en hy sal vrede bring. Dit is so maklik tog vir my en jou om te praat en dadelik te dink, ja, hierdie persoon gaan definitief deur Jesus geoordeel word. Hulle weet nie wat vir hulle wag nie. Tog is ons net so skuldig. Tog is ons lewens net so vol sonde. Is dalk nie altyd so ooglopend of so hard of so gewelddadig nie. Maar ons dade getuig ook soms van die ongehoorsaamheid aan die Here. Ons woorde teenoor mekaar is lelik oordelend. Met dieselfde mond loof ons die Here en met dieselfde mond vloek ons medemens. Hoe seker is ons dat ons vrygestel word op die finale oordeel? Hoe seker is ons dat ons gered is? Ons verdien die oordeel. Ons verdien om nie naby aan die Here te wees nie. Ons verdien nie 'n verhouding met hom nie. En as ons op ons dade roem, gaan ons deur ons dade teleurgestel word. As ons dink ons verdien enigiets, gaan ons besef al wat ons verdien is die dood. Want God is heilig, hy verdra nie die sonde nie, hy oordeel oor die sonde, hy is regverdig, hy is die regter. Ons is in die beskuldigde bank. Ons behoort tussen die bokke te wees wat die ewige dood tot die ewige dood veroordeel word. Nou wat maak dat dit nie 'n realiteit is vir ons nie? Wat maak dat jy gered word van die ewige dood, die ewige veroordeling? Jou goeie dade, jou status, jou bydrae, jou gehoorsaamheid aan uiterlike tradisies. Wat maak dat ons God se oordeel vryspring? Dit is alleenlik wanneer ons Jesus se naam bely. Alleenlik wanneer ons weet dat in hom ons reeds deur God geoordeel is. Dat ons weet dat daar waar hy aan die kruis gehang het, is ons oordeel op hom gelê. Daar waar God oneindige hoeveelhede pyn op sy eie seun gelê het ter wille van my en jou. Ons is nie daarvoor gestraf nie. Ons het dit verdien, maar ons het dit nie ontvang nie. Jesus is. En dit is so interessant, want die Christelike geloof is die enigste geloof wat twee oordeele het. Eerstens is daar geoordeel oor ons sondes.
En die tweede oordeel wat voorlê is oor die hele wêreld. So ons sondes, almal wat die Here se naam bely, is op hom gelê en ons is vrygemaak. Dis vir ons 'n bron van soveel vreugde. Dis iets wat ons elke dag mee moet opstaan en vir die Here sê, dankie, ek is gered deur dit wat U op U seun geplaas het. Ek weet ek is sondig, ek weet ek val so gereeld, maar ek weet dat ek vergewe is deur die genade wat my omhels in Jesus Christus. En dan lê die oordeel voor oor die hele wêreld. Die eerste een is volbring in Jesus, die tweede een lê voor. Jesus is nie alleen die regter in ons lewe nie, hy is ook die regter wat van die regterstoel afgeklim het en gesê het, hy ontvang die vonnis en ons kan vryloop. Hy dra ons doodsvonnis. Hy oorwin dit. Daarom is ons vry. Wat 'n groot vreugde is dit nie, wat 'n groot voorreg is dit nie, om wanneer ons Jesus se naam bely en in hom glo met ons hart en siel, en met al ons krag, weet ons, dat ons redding vas is by hom. Wanneer ons in hom glo, weet ons dat ons die belofte van die ewigheid in God se koninkryk het. Dan bring dit rus vir ons gemoed. En dan weet ons dat God nie hierdie wêreld sal los soos wat dit is nie. Maar dat Jesus werklik billik en reg daaroor sal oordeel. Dit is wat Jesus in vers 47 hier bedoel, wat hy sê, as iemand na my woorde luister, en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. En hierdie verwys na die eerste oordeel, wat oor ons gebring word. Want hy sê, hy kom om ons te red, uit ons sonde uit. En dan praat hy reeds van die tweede oordeel wat gaan kom, wat hy sê, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. So hier reeds sien ons iets van die twee verskillende oordeele. Die eerste oordeel oor ons sondes, wat in Jesus, wat net so op Jesus gelê is, waarvan ons bevry is, en dan die wat nie na hom wil luister nie, en die wat hom verwerp, wat hulle oordeel op die laaste dag het. Daarom lewe ons tussen hierdie twee oordeele, die reeds en die nog nie. Ons lewe in die verlede oordeel, omdat Jesus 'n dra van ons sondes gemaak het, dat ons nou 'n verhouding met die Here het en hoop het. Ons lewe ook met 'n uitsien na die laaste oordeel, want ons weet dat alles regverdig gaan geskied daarso. En alhoewel ons baie bewus gaan wees van al ons sondes wat ons nog ooit gepleeg het, en hoe klein ons voor die Here is, en hoe magtig hy is, en ons het absoluut oorweldig gaan wees deur sy grootheid, gaan daar tog hierdie troos in ons harte wees, wat die Heilige Gees in ons werk, waar ons kan sê, maar Jesus se bloed het oor hierdie sondes gevloei, en ek is vergewe. Is dit dan reg van my om iemand anders te oordeel? Glad nie. Beslis ook nie op die manier waarop die wêreld dit wil doen volgens uiterlike standaarde nie. Al maniere hoe ons eintlik 'n opinie oor iemand kan uitspreek is wanneer ons graag wil hê dat hulle die goedheid van die Here moet raak sien. Wanneer ons hulle graag in liefde op hulle sondige optrede wil wys, want ons weet dit was ook ek, soos wat ons vanoggend ook gehoor het in die preek. Maar ons moet bid dat die Here ons sal help om te kyk na die wêreld met sy oë. Want vir God gaan dit nie oor die uiterlike nie. Hy kyk nie na die sterkste of die mooiste of die slimste mense nie. Vir hom gaan dit oor die hart. Hy ken ons diepste geheime. Niks word vir sy gees weggesteek nie. Die belangrikste vir die Here is nie ons voorkoms of ons geslag of ons gesagsposisie of kultuur nie. Die belangrikste vir hom is of ons hom in alle opregtheid liefhet en vashou aan Jesus se verlossing. Dit help dus nie om so vasgevang te wees in die wêreld se uiterlike oordeel nie.
Dis nie die Here se prioriteit nie, dit moet ook nie ons prioriteit wees nie. Wat ons wel kan doen is om ander reg te help wat so vasgevang is in volgens die uiterlike oordeel dat hulle vergeet waaroor dit werklik gaan. So het die wêreld ook Jesus se kruisiging geoordeel. En volgens die wêreld het dit na onsin gelyk. Volgens die wêreld kon hulle nie verstaan hoe iemand wat behoort oor te neem en sy koninkryk te stig, kan sterf aan 'n kruis wat eintlik bedoel was vir die laagste van die lae mense nie. Hy het nie aan die Jode se standaarde voldoen vir 'n Messias nie. En dit was die ondergang in hulle lewens. Om nie in Jesus te wil glo nie. Want alhoewel Jesus vir ons sy swakheid, maar tog oneindige hoeveelhede krag ons sondes en ons straf gedra het, daar op die kruis is die teenoorgestelde waar van sy tweede koms. Want dan kom hy met mag en glorie. En sal hy vir die hele wêreld wys wie hy is. Daarom kan ons vandag eintlik troos vind in Jesus se komende oordeel. Ons weet dat Jesus saam met hierdie oordeel herskepping en ewige vreugde bring. En ons kan eintlik elke dag bid dat die Here net kom. Ons kan vra, hoe lank nog, Here? Dat ons net kan weet dat daar 'n dag kom waarop hy die wêreld finaal gaan oordeel en alles gaan herskep en ons kan uitsien na dit wat voor lê. Ons gaan nou, as ons hier klaar is, gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 18-6 wat beruiming is van die einde van Openbaring wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, waar daar nie meer pyn en hartseer en droefheid gaan wees nie, maar net blydskap en vreugde. Want Jesus het ons eerste oordeel gedra en ons is veilig van die tweede oordeel omdat ons lewe in hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons kan net U dank vir die troos wat ons in U het. Dat ons sal weet dat wanneer ons aan U vashou en wanneer U ons lei om in U te glo, daar niks is wat ons van U sal skei nie. Dat ons eerste oordeel gedra is, of dat met die eerste oordeel ons sondes vergewe is. En die tweede oordeel wat voorlê kan ons eintlik na uitsien en rustig wees daaroor, alhoewel ons so klein en nietig gaan voel voor U teenwoordigheid, soos ons steeds kan sê, U het ons lief, U versterk ons, U staan ons by. Ons bid dat ons sal lewe nie volgens die wêreld se standaarde van mekaar oordeel nie, maar dat ons met U liefde na mekaar sal kyk, mekaar sal reghelp. En nie oorsensitief sal wees wanneer iemand volgens U woord ons wil reghelp en regwys nie. Ons dankie vir U teenwoordigheid in ons lewens. Ons dankie dat U hier is tussen ons en dat U deur die Gees ons elke dag lei en help en bewaar. Ons bid dat ons U goedheid sal uitlewe na buite toe en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Ons regverdige regter wat kom. Amen. Kom ons sing saam, Skrifberuiming 18-6 daarvan verse 1 tot 5 terwyl ons staan.
So, dankie julle. Ontvang die seën van die Here, dan sing ons ook daarna saam die Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons gaan drink lekker koffie en tee saam.